Wat 'n wonderlike voorreg, altyd 'n voorreg om met ons mense te kan gesels en die woord van die Here vir ons net te kan oopmaak en die Heilige Gees te vertrou dat die woord wat ons hoor en die woord wat ons lees en die woord wat ons inneem, dat dit ons verander en dat ons soos Christus Jesus sal word. Nou hier is 'n wonderlike voorreg wat ons het. Ons praat oor eerste dinge eerste en God is 'n God wat alles altyd eerste wil wees in ons lewens, want hy het ons eerste kom soek en ons sy eie gemaak en daarom is dit vir ons so awesome belangrik dat ons hom altyd eerste sal stel. Nou ek wil gou met jou net 'n skrifgie wegtrek, dan sê 1 Johannes 5, hy sê elkeen wat glo dat Jesus Christus is uit God gebore en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy woord of sy gebooie bewaar. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Nou ouens, hier is vir ons 'n wonderlike, maar ek gaan nou nie daaroor praat nie. Ek wil net hê jy moet verstaan dat ons het laasweek gepraat oor die woord, so ek wil hê jy moet verstaan dat alles wat uit God gebore word, oorwin die wêreld. En ons kan hom alleen oorwin deur die woord van die Here en soos wat die Openbaring sê, hy sê deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. So ons glo, en maar hier is 'n belangrike vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra, volgens sy wil. Nou, ons praat vandag oor om die woord van die Here te proklameer, om met ander woorde, om gesag te neem en die woord van die Here te spreek, want die woord van die Here is lewe en dit bring lewe vir ons as mens. Nou, om dit te kan doen, het ons die woord van die Here, moet ons die woord van die Here verpersoonlik. Met ander woorde, ek kan nie meer die woord net hoor of lees of iewers in 'n boekvorm hê nie. Die woord moet verpersoonlik word. Met ander woorde, ek moet dit inneem vir myself, sodat wanneer ek dit spreek en ek dit kan hoor en God dit hoor, dan kom die woord tot stand. Want dis al waarvoor die Here wag, is dat ons sy woord sal spreek. Nou, so ons moet die woord verpersoonlik, met ander woorde, maak dit deel van jou eie lewe. Die woord van die Here is vol beloftes. Die Bybel sê, in Christus Jesus is elke belofte ja en amen. En ek glo dit met my hele hart. Die woord van die Here is goed. Dit is goed vir jou siel, dit is goed vir jou gees, dit is goed vir jou liggaam. Die Bybel sê, dit bring genesing vir ons gebeente, né? So, vir Dawid het dit so verpersoonlik, dat hy sê nie die Here is 'n herder nie, hy sê die Here is my herder. En daarom wil ek vandag vir jou sê, dat omdat die Here my en jou herder is, maak ons die woord persoonlik vir ons. Wanneer ons die woord van die Here spreek, doen dit met geloof en met autoriteit. Wanneer ek dit persoonlik en dit is in my hart gebeur, dan spreek ek dit met geloof en ek spreek dit met autoriteit en ek weet dat die Here antwoord. Nou, hier is ietsie baie belangrik. Wanneer ons na ons vyand toe gaan of ons omstandighede of die goed wat om ons gebeur, en wanneer ons dit aanspreek deur die woord van die Here, met ander woorde proklameer, autoriteit neem en spreek oor die woord van die Here, tot die woord van die Here, kan ons nie fluister nie. Ons moet praat daaroor. Wanneer ons bid, moet ons nie fluister, ons moet praat dat die vyande, ons vyande dit kan hoor, want hulle is daar, of ons dit wil weet of nie. Maar so, hier is iets wat gebeur in Dawid kom by Goliat, en julle ken die storie, ek gaan dit nie verder lees nie, maar ek wil gou vir julle sê, Dawid kom en hier's die ding wat hy het nie na sy vyand toe gekom en gefluister nie. Hy het hardop uitgeskreeu met autoriteit en gesag en geloof, want hy weet die God wat nou om hom is, in hom is, wat hom die vermoë gee, wat hom die
die autoriteit gee wat vir hom laat hierdie woord proklameer, met ander woorde wat hom tot 'n werklikheid roep. Kom hy sê die Bybel, hy sê maar Dawid sê vir hulle in 1 Samuel 17, sê maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van jou leers en die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde weet dat Israel 'n God het wat lewe. Ek wil vandag vir jou sê, as ons begin proklameer, God se woord begin proklameer, en ons spreek lewe oor ons familie, spreek lewe oor ons mense, spreek lewe oor jou eie lewe, spreek lewe oor jou kinders, spreek lewe oor die gemeente, oor ons gemeenskap, en ons hou op om al hierdie slegte goed oor mense te dink en te praat en goed, en net die woord van die Here spreek. Glo vir my, vandag gaan die lewe vir ons almal wonderlik wees. Nou, ons het 'n gebedsplan wat ons al geruime tyd aan almal uitgedeel het. En ek wil net gou vir jou so 'n paar tekste net gou lees. En net is nommer 1 oor die wapenrusting van die Here. Hy sê, verder wil ek die volle wapenrusting van God aantrek, want uiteindelik, my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Met ander woorde, ons proklameer die woord van die Here. Hy sê, dan sê hy, trek die wapenrusting aan, sodat julle kan staande bly teen die liste van Satan. Hy sê, ons moet die wapenrusting aan, sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil. In die dag van onheil, as die vyand kom met sy aanslag, het ons die wapenrusting aan. Daarom opnuut word omgord met ons met lende, met die waarheid van die woord van die Here, die woord van die Here, want die waarheid wat ons ken, maak ons vry. Dan sê hy, want ons glo met ons hele hart en bly met ons lippe, Romeine 10 vers 9, dat die wat u aangeneem het, aan hulle het u reg gegee om kinders van God genoem te word. Dit is Johannes 1 vers 12. Hy sê, hulle is nie uit die bloed van die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Johannes 1 vers 13. En is nie meer diensknegte nie, maar seuns en dogters van die lewende God. En so kan ons aangaan, dat wat ons kan sê, dankie dat ons u natuur in ons het, deur wedergeboorte, Johannes 3 vers 3, deurdat ons in die koninkryk ingebore is, Kolossense 1 vers 13, en u is in ons gees ingeplant en ingebore deur die wedergeboorte, Romeine 8 vers 15, en die koning van alle konings heers in ons binneste. Ons is in sy koninkryk en sy koninkryk is in ons. Lukas 17 vers 21. En so kan ek aangaan. Maar ek glo en vertrou die Here vandag dat die Here ons help, ons families help. Vat jou kinders, sit hulle om die tafel en begin die woord van die Here proklameer en spreek God se woord oor sy mense en die Here seën julle. Sien julle volgende keer. Tot weersiens. God seën julle. Amen.